Lekker om die naam van die Here groot te maak. As jou Bybel saamgebring het, baie gerus saam met my na Johannes die eerste hoofstuk, toen ek vanavond my versie saam lees. Hy sê vers 38, en toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê, as dit vertaal word, meester, waar is die thuis? En hy sê vir hulle, kom, kyk, hier, hy het gegaan en gesien waar hy thuis was, en die dag by hom gebly, en dit was omtrent die 10de uur. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanaand oor ons sien, dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom van ons toe met die liefde en die genade. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ons dankie daarvoor. Die volk van die Here sê, Amen. Amen. Die mans wat agter Jesus aanloop, en terwyl hulle al agter hom aanloop, toe sien hy hulle, en hy draai en hy vraag vir hulle, wat soek julle? En hierdie vraag ruk my, want dit kom by my op, waarna is ek en jy op soek? Jy sien, daar is soveel dinge wat ek begin agterkom het in my lewe. Daar is baie mense wat God soek, maar hom nie wil vind nie. Vergeef my dat ek dit sê. Baie soek sy hand van voorsiening, maar hulle soek nie sy heiligheid nie. Baie soek sy krag, maar hulle soek nie sy reëls wat ons moet volg om heilig te word. En daarmee toe jy dan begin dink, toe begin my te pla, want jy sien, daar sekere dinge wat ons baie keer na soek, en ons vind dit nie, en die probleem wat ons mee sit is solang as wat ons na dinge soek, gaan ons God nie vind nie. Maar die oomblik wat ons na God gaan soek, gaan dinge in plek begin val. En dit het my dadelik laat dink, want ek het dadelik die vraag gevra, waarna is ek en jy op soek? Nou, ek wil vanaand vir jou sê, ek gaan nie vanaand vir jou preek nie, ek wil 'n spieël jou. Ek weet ek het 'n spieël gehad om vir jou te wys, want weet wat, vanaand se boodskap is om in 'n spieël te kyk. Vanaand is om te sê, waarna is ek op soek? Jy sien, hy vra nie, bid jy op 'n Sondag nie, hy vra nie, waar is soek, wat 'n Bybelverse lees jy deur die week, of hoeveel ken jy nie? Hy vra jou die vraag, waarna soek jy? Hy vra nie vanaand dogma en teologie nie, hy vra 'n stupid vraag, waarna soek jy? Ek sien hierdie het my nog wel dink, want as jy my moet vra waarna soek ek, is daar 'n paar dinge wat vinnig in my mind opspring. En weet wat die ergste van ons, uit die 7 dinge wat opspring, is 5 dinge aardse goed. Is 5 goed wat nie erg waarde het nie. En dit het my geweldig begin pla, want toe begin ek dan om te soek na, waarna soek ek werklik? Waarna is ek op soek? Nee, en dadelik toe moes ek gaan kyk oor, wat dryf my om te soek? Want weet wat ek agtergekom, baie mense soek uit hulle pynpunt. En jy geweet, dit waarna jy soek, is dit waar jou die rigting van jou lewe beweeg. As jy begin soek na God, sal jou lewe na God toe begin beweeg. Maar as jy soek na gemak, of na rykdom, of na eer, of na aansien, is dit waar dit jou lewe sal begin beweeg. En dadelik begin ek by die vraag te vra, waarna is ons op soek? Want jy sien, ek moes gaan sit en kyk, waarna het mense gesoek? Ek het gaan kyk na die man wat by die bad van Bethesda lê. En terwyl hy by die bad van Bethesda lê, toe kom die vraag by hom, en Jesus vra die vraag, wil jy gesond word? Jy sien, ek kan vandag vir jou sê, daar's mense wat vandag siek is, wat nie reg wil gesond word nie, want hulle hou van die aandag. Daar's mense wat vandag arm is, wat nie die omstandighede wil kom nie, wat is vir hulle lekker, as daar mense is wat voorsien. En hierdie het my dadelik begin pla, want hierdie het in my hart begin opkom, waarom as ek en jy op soek vanavond? Is ons werklik op soek na God, of is ons op soek na sy hand?
Ons soek na die genesing, maar ons soek nie na sy heiligheid nie. Ons soek na sy rykdom, maar ons soek nie na sy hart nie. Hier het my begin pla, want jy sien, die oomblik toe ek hierna begin kyk, toe begin ek myself die vraag te vra, ek wonder, wat is ek op soek na? Is ek op soek na my ou gewoontes, want ek kan ek jou sê, maar te van het ek gaan terugval. Is ek op soek na my nuwe identiteit, dan sal ek begin om God te soek met alles binne in my. Want jy sien, ek kan net wees dit wat God wil hê, ek moet wees van hom. Ek kan net kry dit waarna ek soek. My Bybel sê, Mattheus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir julle bygevul word. Hy sê vir ons waarna ons moet soek, maar wat het gebeur? Ons het so vasgevang geraak in ons daaglikse en ons aardse lewe, dat dis die laaste ding waarna ons werklik soek. As jy vanaand vir my sê, pastoor, ek het 'n pyn op my hart, dan sê ek jy met dokter toe. Of pastoor, ek sit met geld met 'n probleem in die bank gaan sien, man. Hulle kan ook jou help. En weet, dis presies hoe ons as mens geword het, wat ons soeke het verkeerd begin raak. En toe ek hier na hierdie gedeelte sit en kyk, en ek is besig om daardie te werk, toe sê Here, wat het in ons lewens gebeur, dat ons die verkeerde dinge begin soek het? Hoekom soek ons na dinge wat nie saak maak nie? Die tweede ding wat ek gou vinnig vir jou wil sê is baie keer word ons soeke gebore uit dit waardeur ons gaan. Ons omstandighede maak partykeer dat ons soek na dinge. Jy sien, kan ek dit maar vandag vir jou sê, baie mense soek na aanvaarding, want hy lei aan verwerping. Baie mense soek vandag na blydskap, want hy is ongelukkig in sy lewe. Baie mense is op soek na dinge wat hulle kan kry, wat hulle kan soek na, en wat hulle, kan ek dit maar vanavond vir jou sê, God gee nie vir jou noodwendig waarna jy soek nie. Want jy sien, dit waarna jy soek, is nie noodwendig in God se wil of in God se plan nie. Wanneer ek begin soek, moet ek begin soek met die houding van, ek soek God eerste, met my hele hart, my hele siel, en met my hele wese, want jy sien, die oomblik as ek na hom begin soek, die oomblik as hy my middelpunt word, die oomblik as ek na sy aangesig begin soek, dan begin die ander dinge in plek te val. Jy sien, dat 'n paar plekke in die Bybel gekom, waar Jesus vir hulle vra, wat soek jy? Hulle het op 'n stadium was 70 disippels gewees. Hulle was 70. En hy het uitgestuur om duiwels uit te draai vir Niklas van goed. Maar die oomblik toe hy sterk maak en sê ek is die Christus, toe draai al die 70 ons om en hulle loop weg. Hulle besluit, nee, hier is nie vir ons bedoel nie. En weet wat sy ergste van alles? Hy kyk na sy 12 disippels en hy sê vir hulle, wil julle opgaan? En Petrus vra hom die vraag, hy sê, waarheen sal ons gaan, Here? U het die woorde van die ewige lewe. En dadelijk, toe ek begin lees, toe begin het in my hart op te kom, dat Petrus se soeke was nie noodwendig gewees na die wonders en die tekens en die dinge wat God kan doen nie. Sy soeke was na God gewees. Sy soeke was na die ewige lewe saam met Christus Jesus. Sy soeke was op die regte plek. En dadelijk het my begin aanvra en my begin aankla. Want weet jy wat? Uit 24 uur 'n dag glo ek soek 'n uur na God nie. Jy sien, ons soeke bepaal ons rigting. As baie mense bid en sê, Here, gee my net vrede in my lewe, maar Boeta, laat ek by die huis kom, dan's daai mond van hom sonder 'n filter, hy hardloops 6 laat weer. En wat gebeur? Omdat hy nie 'n filter het nie, kry hy meer chaos, want dit wat hy eintlik na soek, is nie vrede nie, hy soek 'n fight. Vergeet
dit sê. Jy sien, as jy soek na iets, sal jy alles in jou vermoë doen om dit te kry. Baie mense bid vir genesing, maar gaan kyk waar is hy? Gaan kyk, wat doen hy? Ek het nou die dag gekom word by my te sê, "Jesus pa, ek sit nog verskriklik met geld. Wil jy nie my geld gee vir 'n paar geldkies nie?" Toe gee ek hom geld. Toe gee ek hom geld vir geldkies. Toe sê ek, "Alright, gaan koop vir jou." Toe sê ek, "Maar stop met hierdie koeldrank wat jy drink, want hierdie koeldrank gee jou geld." My broer is presies dieselfde nie. Hy laat 'n tomatenkoktail. Maar sy tomatenkoktail gekry, dan staan hy toon vir hom so van die geld. As ek vir hom hier, los die tomatenkoktail, dan sê nee, ek koop liever nog 'n geldkies. Dan dink ek vir myself, rarig, hoe redeneer die ou? Want jy sien, as ek bereid is om prys te gee, as ek bereid is om die regte goed te begin soek, sal God die regte ding in my lewe begin bewerkstellig. Maar dit gaan beteken, ek sal die regte goed begin soek. Weet jy waar soek ek vanaand? Ek is nie vanaand op soek na mense se aandag of na mense se goedkeuring nie. Ek is op soek na die liefde van die lewende God. Want sy liefde, dit red my. Sy liefde maak my vry. Sy liefde is reeds dit waar ek skuil vanaand. Sy liefde is reeds dit wat vanaand my krag gee. Sy liefde is reeds dit wat my gered het. Sy liefde hou my reg op. Al moes ek al 20 keer geval het. Maar dis sy liefde waarna ek soek. Het is nogal snaaks as 'n mens in 'n verhouding is, dan soek jy na daardie persoon se liefde. Is dit so? Sy aandag en sy tyd. Ek het vanmiddag daaraan gaan lê en dink, want hier het by my opgekom, ek wonder hoeveel van ons gee hier die 3 dinge vir God. Hoeveel gee liefde, hoeveel gee om aandag as hy praat, en hoeveel van ons gee tyd na sy kant toe. En dadelik begin by my op te kom, ek wonder of soek ons die regte dinge. Ons het so behep geraak met, ons is op soek na hierdie. Pastoor, ek is op soek na verlossing, of pastoor, ek is op soek na dit, of ek is op soek na die gave van genesing. Dit wonderlik is, en ek wil hê jy moet bly soek. Maar wat ek vanaand vir jou wil sê is, vergeet van alles, begin eers vir God te soek. Want jy sien, die oomblik as jy hom kry, dan kry jy die bron van alle krag. Jy kry die bron van alle liefde. Jy kry die bron van alle vryheid. Jy kry die bron wat vanaand jou omstandighede in 'n oomblik, in 'n oogwink kan verander. Maar waarna is jy op soek? Wil begin klaarmaak, want hier die manne kom by Jesus, hulle sê vir hom, hy vra vir hulle, waarna soek julle? Hulle sê, Heer, ons wil net kyk, wag in die tuis. Het is nog 'n snaakse ding om Jesus te vra. Waar bly jy? Ons wil net kyk, wag in die tuis. En het jy gesien wat is sy antwoord? Gaan vir die volgende skrif, asseblief, Gerda. Jy sien, hy sê vir hulle, kom kyk. Want jy sien, ek het iets geleer, dat wanneer ek soek, sonder ophou, sal ek vind. En hier die 2 manne loop agter hom aan, nie met, hulle is op soek na gawe of na gesondmaking, of iets nie. Hulle loop meer met besorgdheid agter hom aan en sê, Here, ons wil net weet waar is die tuis, is hier okay? En hy sê vir hulle, kom kyk. Kan ek maar vanaand vir jou sê, baie keer soek ons na goed, sonder om te vind. En ek weet nie vanaand
van jou nie, maar dit het in my hart begin opkom. Ek wil begin doelgerig raak met my lewe. Wat beteken dit? Dit beteken ek gaan intentioneel moet begin bid. Dit beteken ek gaan doelgerig moet begin soek. Dit help nie, ek gaan soek 'n skaapchop in die wasmasjien. Ek gaan nie daar wees nie. Moet hom dalk in my yskas of in my diepvries gaan soek. Stem jy my saam? Maar dis baie keer wat ons doen. Ons soek op verkeerde plekke en die verkeerde goed. Jy soek baie keer liefde op die verkeerde plek. Jy soek baie keer aanvaarding op die verkeerde plek. Jy soek baie keer genesing op die verkeerde plek. En daarom toe God met my oor begin praat, toe sê Here, ek wil op die regte plekke begin soek. Ek is moeg om doelloos te soek. Jy het Lukas se sleutel verloor. Daar is alles so tog. Jy soek, en jy soek, en jy soek, en jy hou nie op soek, totdat jy hom nie gekry het nie. So ontsnaaks het jy al gesoek, en jy het oral gesoek waar jy weet hy moet wees. Dan begin jy om soek op plekke waar jy weet hy nie kan wees. In die yskas, in die asblik, in die badkamer. En daai laai wat jy vir 15 jaar nog nooit opgemaak het nie. En is weer as jy opmaak dan, Jessie, ek het hierdie nou nog gesoek en ek het nie gekry nie. En is snaaks dat jy nimmer opspoor wanneer jy raak begin soek. En weet jy wat ek begin agterkom? Hoe meer ek na God soek, hoe meer kry ek genesing. Hoe meer ek na God soek, hoe meer kry ek sy verlossing. Hoe meer ek na God soek, hoe meer kry ek sy liefde. Hoe meer ek na God soek, hoe meer kry ek sy voorsiening. Maar wat beteken dit vanaand? Soek God met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Ek kan nie sê, ek soek vrede, maar as jy my soek, is ek by die hofsaal besig om iets te beklei nie. Ek kan nie sê, ek soek vanaand genade, as ek heel dag besig is om ander te judge. Ek kan nie vanaand sê, ek soek na kalmte, as ek eintlik in 'n storm begin invaar nie. Ek moet verstaan, dit waarna ek soek, is dit waarna toe my lewe gaan draai. Nou sê baie mense, pastoor, moet nie kyk waar jy uitloop nie. Maar jy weet waarna soek ek. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, die wêreld weet waar jy soek, want jy beweeg in 'n rigting. Ek wil intentioneel vanavond na God begin soek. Ek wil doelgerig na God begin soek. Ek wil doelgerig na sy liefde soek. Ek wil doelgerig na sy genade soek. Want weet wat, as ek dit kry, sal daar so oormaat wees, dat daar genoeg vir ander ook sal wees. Elke hoef gebuig, elke hoef gesluit. Wil jy niemand moet rondkyk vanavond nie. Ons jaar het begin, glo my, nie begin met 'n slakkepas nie, hy begin op spoed. En dadelik kom het by my op, waarom beweeg jou lewe? Want dis waarna jy soek. Ek weet nie vanaand van jou nie,
ek wil vanaand, kan ek maar sê, 'n factory reset in my lewe begin kry. Ek soek na God en niks anders nie. Al die ander dinge sal bygevoeg word. Want Jesus sê vir hulle, kom kyk. En hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was. As jy vanaand na hom begin soek, gaan hy sê, kom in. As hy vanaand sien dat jy na hom soek, gaan hy jou so Saggeus in die boom uitnooi en vir jou sê, kom, want ek wil tyd met jou spandeer. Maar die vraag is, waarna soek jy? As jy vanaand die soek en sê, Here, ek wil na U begin soek met my hele hart, sien wees, so steek op jou hart nog God, we gaan saamtjie bid vanaand. Dankie vir die ander wat reg oor die woord gaan. Ek wil jou vra, sal jy saam met opstaan, ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Onse Vader, wat in die hemel is. Ek het vanaand besef dat daar soveel goed wat ek eintlik soek, dat ek het vergeet om na U te soek. En ek wil vanaand kom en bid en vra, Here, vergewe my. Here, ek het vanaand gekyk na my lewe en ek het gesien dat my lewe in 'n rigting begin ingaan. En ek het besef, dis nie die rigting wat God soek nie, maar dis dalk die rigting wat eer soek of voorsiening soek of blydskap soek. Here, ek wil vanaand in die plek kom waar ek sê, verander my, Here, want ek soek na U. Ek wil niks anders hê as U nie. Here, dankie vir die genade. Dankie dat ek weet, U liefde is vir my genoeg vanaand. En ek wil bid en vra, Here, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Ek eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Kan jy sit lekker neem? Gewoon laaste gedagte met die deel, dat die musiekspan naar vore kom. Die gedagte wat ek wil deel is, ons soek baie keer dinge, en as ons dit kry, dan is ons kwaad oor. Klink het reg? Ek soek baie keer na 'n fight met my man of my vrou. En moet dan dat op 'n bergie klim. Dat is 'n dag. Want dis nie die manier wat ek wou hê, jy moes reageer nie. Kan ek maar vanaand vir jou sê, dan soek jy op die verkeerde manier. Of jy soek op die verkeerde plek. Want dit wat jy kry, is dit waarna jy soek. Die Bybel sê, soek en jy sal vind. Soos iemand by my kom en sê, pastoor, my man bedoel weer dit, en sê ek, nou, kom soek jy daarvoor. Dan sê ek, wat? Nee, maar ek soek jy daarvoor nie. Pastoor, my vrou bedoel weer dit, en sê ek, nou, kom soek jy daarvoor. Nee, wil jy moet vooral verstaan. As jy God soek, sal God die lewe in lyn bring. As jou lewe in lyn is, sal die goed wat bygevoeg